Ons luister vanoggend na die Here se woord vanuit Hebreërs 13. Hebreërs 13 gaan ons verse 1 tot 19 saam lees. En ons gaan ons aandag in die besonder bepaal by vers 8 van Hebreërs 13. Hebreërs 13 dan van vers 1 af. Die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes, asof jy medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers, want wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het geen voordeel gehad het nie. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe buitekant die laar en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie al sigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle teruggegee kan word. Ons fokusvers, vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Geliefde gemeente, Christus se onveranderlikheid is die rede waarom ons in die geloof kan volhard. Dit leer ons in ons skrifgedeelte. In die Hebreërbrief gaan dit dan by uitstek oor die volharding in die geloof. Ons weet nie wie hierdie brief geskryf het nie. En eintlik lyk dit ook nie heeltemal soos 'n briefie, dit lyk meer soos 'n preek wat iemand geskryf het en gestuur het aan 'n gemeente. Ons kan ook nie met sekerheid sê wie die gemeente of die mense is wat die brief eers ontvang het nie. Ons weet wel uit hierdie preekbrief self dat die mense wat dit eers ontvang het, bemoedig en vermaan moes word om in die geloof te volhard. Daar was immers in hulle geleedere baie mense wat in die geloof slap geraak het. Daar was ook 'n toenemende ongehoorsaamheid aan die Here se verbond. Baie lidmate het van die eredienste af weggebly. Maar die Hebreërskrywer het deur hierdie hele preekbrief, kan ons sê, die gemeente se geloof aangespreek, deur hulle telkens te bring by die inhoud van 'n ware geloof, naamlik Jesus Christus. Christus se grootheid, sy voortreffelikheid, bo alle dinge, sy ewigheid en sy heerlikheid is in hierdie brief in diepte bespreek. Dit alles om vir die ontvangers van die Hebreërbrief te wys dat so 'n heerlike geloofsinhoud jou noodwendig moet aanspoor tot volharding. In hoofstuk 11
stel die skrywer dan ook hoe die gelowiges in die Ou Testament spesifiek voorbeelde is van 'n ware geloof. Hy het so 'n hele lys van name uit die Ou Testament wat hy opnoem, wat hy vir die ouens aan wie hy dit geskryf het bemoedig en sê, dis hoe 'n ware geloof lyk en dit is wat 'n ware geloof kan vermag. Maar nou, aan die einde van hierdie brief gee die Hebreërskrywer 'n paar laaste vermaanings. Hy raak ook weer die kwessie van die volharding in die geloof aan. Ons hoor in vers 7 van ons skrifgedeelte, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Die gelowiges moet hulle geheue inspann om te konsentreer op hulle voorgangers. En wie hierdie voorgangers nou spesifiek was, weet ons nie. Maar ons skrifgedeelte sê wel dat dit diegene was wat die woord van God eerste aan die ontvangers van hierdie brief verkondig het. Dit kon met ander woorde van die apostels gewees het, dit kon evangeliste gewees het. Vandag het ons ook nog voorgangers in die geloof, predikante wat die woord aan ons verkondig, ons het ouderlinge en diakens wat dit ook doen. Maar baie keer is die mense wat die eerste die evangelie aan ons verkondig het, ons ouers. So is hulle ook ons voorgangers in die geloof. Nou met die gelowiges wat hierdie brief ontvang, hulle onthou. Ons word geroep om die mense wat ons voorgegaan het in die geloof se lewensuiteinde as voorbeeld van geloofsvolharding na te volg. Nou die mense aan wie die Hebreër skrywer die brief gerig het, in hulle tyd sou hulle voorgangers se geloof waarskynlik vir hulle vervolging beteken het. So die ontvangers van die brief moet kyk na die voorgangers se geloof, hoe dit ten spyte van die dood, ten spyte van waarskynlik selfs 'n marteldood, 'n baie konkrete voorbeeld van geloofsvolharding is. En dan kom die Hebreërskrywer se motivering vir hierdie opdrag van hom in vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dit wil sê, onthou die geloof van julle voorgangers, want Christus is ook vir julle wie hy vir hulle was. Dit is 'n geweldige, treffende gedagte. Hy sal selfs in die toekoms ook vir ewig wees wie hy vir hulle was. Kyk hoe hulle in die geloof van Christus vasgehou het. Kyk hoe dapper en volmoed Christus hulle daardeur gemaak het en besef dat Christus ook homself vir julle is. Dink maar self, broer en suster, as jy dit al beleef het, hoe 'n ware gelowige die dood tegemoet gaan. Dink en onthou hoe gelowiges deur die eeue die verskriklikste dinge terwille van Christus deurgemaak het. Dink en besef, Jesus het nie verander nie. Hy is vir ons wie hy vir hulle ook was, wie hy vir die gelowiges deur die eeue was. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. So kom ons luister dan, want ook ons moet dapper in die geloof volhard in ons omstandighede. Wie Christus is gister, vandag en tot in ewigheid. Ons luister eers na Jesus Christus gister. Wanneer ons die grootheid van Jesus wil insien en onthou, dan moet ons begin voor die skepping van alle dinge. Ons moet eintlik begin in die ewigheid. En dit is vir ons as mense eintlik te moeilik. As ons dink aan die ewigheid, dan moet ons dink aan iets wat bo die tyd is. Eintlik moet ons dus nie van die ewigheid praat as voor die tyd nie. Want dan praat ons van die ewigheid asof dit tydgebonde is. Maar omdat hierdie dinge vir ons te groot is dit eintlik ook te groot vir ons woordeskat. God het die tyd gemaak, maar die persoon van Christus, God die Seun, is van ewigheid af, nog voor die tyd gemaak is. Nou gaande Jesus se ewige wese leer ons dan in Johannes 1 vers 1 tot 3, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Die woord was ewig by God, en ons weet die woord waarvan Johannes praat is God die Seun. Hy was
Hy is die ewige ware God. Hy was van voor die skepping reeds daar, alle dinge is selfs deur hom geskape. As God is hy dus almagtig, niks is vir hom te wonderbaar nie, hy is ook alwetend en alwys, daar is niks wat sy kennis ontglip nie, daar is niks wat hy nie in sy absolute wysheid ken nie. Sy voorneme om vir die uitverkorenes van God verantwoordelikheid te vat en vir hulle verlossing te bewerk, is ook 'n ewige voorneme. Hy wou as die Seun van God van ewigheid af die gelowiges verbind met God se liefde. Hy wou in die ewigheid reeds genade vir sy kerk bewerk, die ewige lewe aan hulle uitdeel. Hy wou reeds in die ewigheid sy kerk verlos en hulle as koning beskerm en bewaar. En as ewige God het hy egter ook reeds in die Ou Testamentiese tyd binne in die tyd opgetree. Hy het God se ewige voorneme, sy besluit om sy kerk te verlos in onderdanigheid aan die Vader begin laat realiseer in die tyd. Ons leer hom in die Ou Testament ken as die engel van die verbond. Reeds toe het hy sy middelaarskap van die verbond tussen God en sy kinders begin bekend maak. Dit hoor ons by uitstek wanneer Abraham op die punt is om sy seun te offer. In Genesis 22 vers 11 hoor ons, maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep. Die engel van die Here self het ingetree en gekeer dat Abraham vir Isak offer. Hy het self ter wille van Isak opgetree. Ons hoor in daardie selfde hoofstuk self, toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie. God het by homself gesweer. Hy kon by niks of niemand hoor as homself sweer nie, omdat daar niks of niemand hoor as hy is nie. En toe die Here by homself gesweer het, het hy eintlik daarmee gesê dat hy ten koste van homself sweer. God se verbond met Abraham sal nie vir Abraham sy seun kos nie, dit sal vir God kos, dit sal hom sy eniggebore seun kos. Sien jy broer en suster hoe Christus se middelaarskap ewig deur die Here bedink is? Sien jy hoe God alles laat afstuur het op die volledige openbaring van die verbondsmiddelaar? Ons voorgangers in die Ou Testament het hom ook reeds geken as die middelaar van die verbond, alhoewel dit toe nog in skaduwees was, ten dele was. Hulle het immers nie 'n ander middelaar as ons nie. Hulle is ook onder die hoofskap van Christus, sy middelaarskap inbegryp. Dis nie asof die gelowiges in die Ou Testament op 'n ander manier gered is as ons van die Nuwe Testament nie. God het almal gered in beginsel deur Jesus Christus. Jesus was ook vir hulle wie hy vir ons is. Die priesters van die Ou Testament was nie die werklike middelaars tussen God en die volk nie. Hulle was maar net skaduwees van die groot middelaar Jesus Christus. Hulle moes hom net vooruit verkondig. Hulle moes ook deur die wet te gehoorsaam. Die hele erediens wat die Here deur sy wet aan Israel gegee het, moes die middelaar Jesus Christus in skaduwees verkondig. Maar in beginsel is Christus die kerk deur die eeue heen se enigste middelaar. En daarom is dit so verskriklik boos as daar in kerke of in kweekskole geleer word dat Christus nie in die Ou Testament is nie, of dat hy net op spesifieke plekke in die Ou Testament is. Christus is ewig die middelaar. Hy was dit gister ook. Hy het as God die Seun in ewigheid verantwoordelikheid vir die verlossing van die gelowiges op hom geneem en God sou daardie verlossing wel in die tyd laat realiseer. En dit het hy by uitstek gedoen toe die woord vlees geword het. God die Seun het werklik onder die tyd ingekom om ter wille van ons mens te word. Dit is wat ons ook onthou in hierdie Kerstyd. Hy wat ewig is, het onder die tyd ingekom. Die driemaal heilige God het die vlees van 'n gevalle mens aangeneem. Die Almagtige het die liggaam van 'n onmagtige kindjie aangeneem ter wille van ons, ter wille daarvan dat hy die wet in ons plek kan vervul, ter wille daarvan dat hy
homself volkome kan offer aan die kruis vanweë ons sondes. Terwille daarvan dat hy werklik ook as mens uit die dood kan opstaan, na die hemel kon opvaar en aan die regterhand van God kon gaan sit. Wat sien jy anders daarin as God die Vader se liefde en genade? Wat sien jy anders daarin as Christus se liefde en genade en almag? Dit is Jesus Christus gister. In sy wese, sy gesindheid en wil het hy nie verander nie. Hy is dieselfde ook vandag, onwankelbaar in wese en in krag. Hy is vir ons wie hy vir ons voorgangers was. Daarom leer ons skrifgedeelte ons dan ook spesifiek van Jesus Christus vandag. Vir die gelowiges wat die Hebreërbrief eerste ontvang het, was die werk van God in die Ou Testament nog vars in die geheue. Die werk wat God in die gelowiges van die Ou Testament gedoen het, was ook nog vars in hulle geheue. Hulle is nog goed bewus van wie Christus vir daardie voorgangers was. Maar wat van vandag? Het Jezus dieselfde gebly? Wat van al die vervolginge en beproewinge wat hierdie gelowiges moes verduur? Hulle sou werklik kon vra, maar waar is Christus vandag? Inderdaad is dit ook vrae waaroor die kerk vandag steeds wonder. Waar is hy vandag as dit met die kerk so swaar gaan? Waar is hy as daar soveel aanleiding is vir ons vyande om ons te spot? Waar is hy vandag wanneer die kerk se bestaansreg so dikwels bevraagteken word en betwyfel word? Die antwoord: hy is steeds in persoon, wil en voorneme, in wese en in krag die een wat die ewige band van God met sy volk bewerk het en wat dit in stand hou. Hy is sy kerk se hoëpriester, sy middelaarskap wat ewig deur God bedink is, het gerealiseer. Dit word nie meer in die skaduwees van die Ou Testament verkondig nie, want dit het feit geword. Ons ken hom nou as die volkome en enigste hoëpriester, as ons volkome en enigste hoëpriester. Dit het die Hebreërskrywer deur sy brief ook baie duidelik uitgewys. Hy sê daar, Christus is priester volgens die orde van Melchisedek, nie volgens die Ou Testamentiese priesterorde van Levi nie. Dit beteken eintlik, broer en suster, Jesus se priesterskap is nie van opvolging afhanklik nie. Die skaduweebediening in die Ou Testament was van opvolging afhanklik. Ons weet mos dat die stam Levi die priesterstam was en dat die hoëpriester telkens in sy ampt opgevolg is deur sy seun. Maar Christus se priesterskap gaan nie oor op enige iemand anders, soos die skadupriesterskap in die Ou Testament nie. Christus is die enigste hoëpriester, hy oorhandig nie sy ampt aan enige iemand anders nie. Hoekom nie? Want hy het by homself gesweer, sy ewige voorneme om die kerk met die Vader te versoen, het nie verander nie. Sy ewige voorneme om as middelaar van God se verbond op te tree, het ook nie verander nie. Hy doen dit steeds. Hy dra steeds ons gebede aan die Vader op en hy tree vir ons in, steeds as ons sondig. Die Vader sien ons nou vandag in liefde aan, omdat Christus nou vandag as perfekte middelaar vir ons intree. Want in Christus sien die Vader die vlekkelose lam wat vir al ons sondes geslag is. Hy sien die middelaar wat hy van ewigheid af vir sy volk bestem het. Daarom wil hy ook steeds vandag ons gebede hoor. Hy wil steeds vandag sy almag en sy alwysheid ten gunste van sy kinders aanwend. Daarom wil hy ons ook steeds vandag in sy liefde ken. Hy wil vandag steeds sy beloftes, sy genadebeloftes aan ons vervul. Ja, in Christus wil hy ook steeds vandag in ons woon, vandag naby ons wees. Hy het in sy voorneme en in sy gesindheid teenoor sy gelowiges, teenoor sy uitverkorenes nooit verander nie, want Christus het nie verander nie. En daarom is die Heilige Gees van God ook in sy volheid aan ons gegee. Die belofte van sy nabyheid is deur die Gees vir ons vervul. Die rede
Christus het nie verander nie. Deur sy middelaarskap is God self ons erfdeel. Deur sy middelaarskap het ons deel aan al sy beloftes waarvan sy Gees die vernaamste is. Wat 'n geweldige troos vir jou wat in sonde sit. Jesus Christus het nie verander nie. Hy is vandag steeds die middelaar van God se verbond met ons. Wat 'n geweldige troos vir jou wat wonder of die Here jou gebede verhoor. Jesus Christus het nie verander nie. Hy wat die gebede van jou voorgangers aan die Vader opgedra het, doen dit vir jou ook. Wat 'n geweldige troos vir jou wat twyfel of die Vader jou werklik liefhet. Vandag is Christus in die hemel en hy is daar as die lam wat vir ons sonde geslag is. Hy is daar as bewys dat God sy woord gehou het, dat hy getrou was toe hy gesê het, ek het by myself gesweer. Wat 'n troos is Christus se onveranderlikheid vir die kerk vandag. Ons staan immers op een lyn met die kerk deur die eeue en het Christus haar nie bewaar nie, het hy haar nie versterk teen alle beproewings nie, sal hy haar nie tot in ewigheid bewaar nie. Ons skrifgedeelte leer ons immers van Jesus Christus in die ewigheid. Christus is dieselfde gister, vandag en in ewigheid. Hy sal nie ophou om te wees wie hy is nie. Hy sal nie ophou om die beeld van die onsigbare God te wees nie. Hy sal ook nie ophou om ons priester te wees nie, ons hoëpriester te wees nie. Ons hoor immers in Psalm 110 vers 4, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Het gaan daaroor oor Christus. Hy sal nie ophou om vir ons in te tree nie. Hy sal nie ophou om ons gebede aan die Vader op te dra nie. Hy sal nie ophou om dit te doen vir sy kerk nie. Hy sal nie ophou om dit te doen vir die nageslag nie. Christus bly dieselfde. Sy ewige genade en liefde teenoor ons sal nie verander nie. Laat dit jou aanspoor tot volharding. Christus het ons as middelaar ewig aan God verbind. Daarom sal ons nie in die verganklikheid van alles wat ons om ons sien verdwyn nie. Daarom sê Psalm 102 vers 26 tot 28 ook, hulle sal vergaan, maar U sal bly. Ja, hulle sal soos 'n kleed versluit, U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Maar U bly dieselfde en U jare het geen einde nie. Die kinders van U knegte sal woon en hulle nageslag sal voor U aangesig bly bestaan. Hoor jy daar, broer en suster, ten spyte van die doodsiklus en die verganklikheid waarom alles onderwerp is, bly die dienaars van God en hulle kinders voor hom staan. Hulle bly voor hom bestaan omdat hy in sy genade en liefde konstant bly, omdat hy dieselfde bly. Iemand het een keer gesê, die kerk is die enigste instansie wat gewaarborg is om tot by die wederkoms te bly bestaan. In Christus se onveranderlikheid sal sy kerk bly staan. Hy het haar immers aan homself verbind tot in ewigheid. Dit is ons troos. Dit is ook ons aanmoediging om in die geloof te volhard. Maar broer en suster, Christus se onveranderlikheid bring ook 'n waarskuwing. Ons hoor reeds iets van hierdie waarskuwing in vers 9 van ons skrifgedeelte. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie. As Christus vir ewig dieselfde bly, dan bly sy wil ook vir ewig dieselfde. Hy sou nie gister iets anders gewil het as wat hy vir vandag wil nie. Hy sal nie in die toekoms iets anders wil hê as wat hy in die ewigheid wou gehad het nie. En daarom mag ons nie optree asof sy wil verander nie, asof hy verander nie. Ons mag nie doen wat soveel kerkgroepe vandag doen en maak asof die tyd God beïnvloed nie. Soveel dwalings word vandag verkondig, soveel sondes word vandag in kerke geregverdig
omdat hulle nie wil aanvaar dat Jesus Christus dieselfde is as wat hy nog altyd was nie. Maar hy wil van ewigheid tot ewigheid dat God verheerlik moet word. Daarom bly hy dieselfde as 'n ewige seun vir die wat in hom glo, maar hy bly ook dieselfde as die een wat God se oordeel sal voltrek vir hulle wat weier om in hom te glo, vir hulle wat weier om hulle aan sy juk te onderwerp. Die feit dat Christus gister, vandag en in ewigheid dieselfde is, kan jou net troos as hy self, soos hy is, die inhoud van jou geloof is. Hou daarom alleen aan hom vas, sodat jy nie rondgeslinger word deur elke vreemde lering nie. Broer en suster, in Jesus Christus se onveranderlikheid lê ons bemoediging en vermaning om in die geloof te volhard. So gedenk jou voorgangers, dink aan hulle vir wie Christus alles beteken het. Dink aan die gelowiges in die Ou Testament, gelowiges deur die hele skrif, dink aan gelowiges in die kerk deur die eeue, en dink aan die gelowiges wat jy self persoonlik geken het, na wie jy opkyk. Aanskou hulle vasberadenheid en besef dat Christus vir ons is wie hy vir hulle was. Hou vas aan die troostryke woorde van Maleagi 3 vers 6, want ek, die Here, het nie verander nie, en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Amen.